Het jy al ooit gewonder wat gebeur as jy 'n kristalhelder opdrag vir iets kreatiefs gee en die resultaat is, wel, iets heeltemal anders? Vandag duik ons in presies die gaping tussen 'n spesifieke instruksie en 'n, kom ons sê, onverwagse kunswerk. Goed, alles begin hier, met hierdie een oënskynlik eenvoudige versoek. Dit klink reguit, né? 5 kubiehoorge, 4 hoeke, 1 in die middel. Maklik. Maar soos ons nou gaan sien, is die pad van 'n opdrag na die finale produk selde 'n reguit lyn. En dis presies waar die raaisel en dalk die kuns begin. So, kom ons begin by die begin, die bloudruk. En let wel, hierdie was nie sommer 'n vae idee nie. Nee, dit was 'n super gedetailleerde selinstruksies. 'n Resep wat presies moes bepaal wat op die ou end geskep word. Kom ons kyk van naderby. En kyk net hoe spesifiek hierdie plan was. Ons het die presiese karakters, 5 hoofkuborge, elk met 'n Cyrilliese letter en selfs 'n klein assistent-kuborg. Ons het hul presiese plasing. Ons het die spesifieke roete vir die kommunikasiesyne, soos 'n danspassie, en die einddoel om die naam Ilia uit te spel. Op papier klink dit onfeilbaar. Nou ja, met so 'n gedetailleerde plan sou jy mos 'n baie spesifieke prentjie verwag, nie waar nie? 'n Amper letterlike weergawe van daardie instruksies. Hou daai prentjie in jou kop, want wat ons volgende gaan sien is nie heeltemal dit nie. En hier is dit, die oomblik van waarheid. Kom ons kyk na die finale kunswerk wat uit daardie ongelooflik presiese bloudruk gebore is. OK, kyk 'n bietjie hierna. Ons het kuborge. Ja, ons het Cyrilliese letters. Ja, ons het ligstrale. Definitief. Maar met die eerste oogopslag kan 'n mens dadelik sien iets is anders. Die rangskikking voel vreemd en daar's elemente hier wat glad nie in die oorspronklike plan was nie. Die atmosfeer is daar, maar die details is, kom ons sê maar, kreatief teenoor mekaar. So, die groot vraag is, waar presies het die interpretasie van die instruksies afgewyk? Kom ons speel 'n bietjie speurder en breek hierdie visuele raaisel stuk vir stuk af. Goed, die eerste groot verskil, die rolverdeling. Die plan het spesifiek gevra vir 'n kuborg met die letter J. Maar, as jy na die finale prent kyk, is daai kuborg nie weg. Poef. In sy plek staan 'n heeltemal onbekende kuborg met 'n vierkant op sy bors. Dis nogal 'n groot ding, 'n sleutelkarakter is sommer nie vervang. En nou, die middelpunt van die hele kunswerk. Die plan was dood eenvoudig, 'n kuborg met die letter I presies in die middel. Die realiteit glad nie. Daar is geen sentrale kuborg nie. Wat ons in sy plek kry, is hierdie vreemde abstrakte toring van letters. En die I-kuborg wat in die middel moes wees, hy's verban na die regterboonste hoek. Die hele fokuspunt van die beeld is totaal herverbeeld. En as dit by die kommunikasie kom, wel, dis pure chaos. Dit was veronderstel om 'n presiese, amper gechoreografeerde roete van ligstrale te wees. Die enigste ding wat reg is die heel eerste stap, van B na I. Daarna, dis 'n gemors. Syne kom van die verkeerde plekke, gaan na die verkeerde ontvangers en volg 'n roete wat absoluut niks met die oorspronklike plan te doen het nie. Kom ons stop net gou vir 'n oomblik en onthou wat die uiteindelike doel van hierdie hele operasie was. Dit was nie net om 'n cool prentjie van kuborge te maak nie. Die hele stelsel, die hele plan, is ontwerp om een spesifieke ding te doen, om die naam Ilia uit te spel. En hier, mense, is seker die finale spyker in die doodskus van die oorspronklike plan. Die plan het al die nodige letters gehad, I-L-I-J-A, om die naam te spel. Maar die finale prent? Dit het nie eers die regte letters nie. Dit kort 'n tweede I en dit kort daai deurslaggewende J. So die fundamentele doelwit van die hele opdrag is heeltemal misluk. So, wat is die finale uitspraak hier? Was dit net 'n totale mislukking, 'n geval van verlore in vertaling, of is daar dalk iets dieper aan die gang? Kom ons weeg gou die bewyse op. Goed, om eerlik te wees, dit was nie 'n algehele ramp nie. Die basiese idee is daar, kuborgs met letters wat met ligstrale kommunikeer. Die meeste van die beplande karakters het opgedaag en die heel eerste stap in die kommunikasieproses was perfek. So, die gees van die opdrag is op 'n manier vasgevang. Maar, en dis 'n groot maar, die afwykings is ernstig. 'n Belangrike karakter is uitgeskryf en vervang, die middelpunt van die beeld is heeltemal anders, die kommunikasienetwerk is 'n gemors en die hoofdoel om daai naam te spel het platgeval. Die presiese bloudruk is vir alle praktiese doeleindes geïgnoreer.
En dit bring ons by die laaste en miskien die interessantste vraag. Was hierdie net 'n reeks foute, 'n mislukte poging om instruksies te volg, of was dit eintlik 'n kreatiewe herinterpretasie, 'n kunstige afwyking wat, alhoewel dit nie die opdrag uitvoer nie, dalk sy eie unieke, onbeplande waarde het? Dis die kernvraag van enige kreatiewe proses, né? Waar eindig die fout en waar begin die kuns?